As die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, en ek kan saamgaan, as die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan. Ons God is die enigste God. En hy is die enigste een wie geprys kan word. Soos wat ons hom kan prys. En dis hoekom hy is die koning van al die eeue. Van die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God. Kom toe tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe
As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As jy nader na hom, sal hy nader na jou. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As jy nader na hom, sal hy nader na jou. As hy jou aanraak, sal jy dadelik. Maak het jou gebed vanmorgen. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As jy nader na hom, sal hy nader na jou. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. As jy nader na hom, as jy nader na hom, sal hy nader na jou. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Halleluja, Jesus. Jy sal weet as hy jou aanraak. Jy sal dit ervaar. En dis hoekom daar niemand is soos my Jesus nie. Want daar is niemand soos Jesus. Niemand soos Hy het vir ons gesterf. Dis net hy. En hy alleen met die soetroos van Saron is. Ek wil vanmôre vra dat as u nog nie 'n gebed gemaak het vanmôre. Ons laaste liedjie vanmôre is Into My Heart. Nooi Jesus se gees vanmôre in jou hart.
prys. Oh, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today and come in to stay. Dankie Here, dankie Jesus dat U koning is. Dankie dat U verlosser is in hierdie plek en dat U die saligmaker is. Here, ons gee U vanoggend al die lof en al die eer wat U toekom. En Here, in hierdie gebou vanoggend wil ons niks anderste maar as om U naam groot te maak. Om in U naam, Here, voluit te gaan en voluit te sing en ook selfs voluit te spreek. Here, want is omdat U leef, sien ons kans vir vandag. Amen. Dis omdat U leef, Here, dat ons vandag hierso kan jubel en juig oor U goedheid, U guns. Here, ek wil vanoggend bid en ek wil kom vra, Here, mag ek net 'n instrument wees wat vanoggend die waarheid en die wil van U sal spreek. Here, terwyl ek hierdie worship set deursit, Here, ervaar ek net, Here, dat U teenwoordigheid vanoggend hierdie plek so tasbaar is. Here, ons sou kies om tente op te slaan hierso, maar ons weet dat U nog vir ons werk het. Dankie vanoggend, Here, vir U grootheid en vir U guns in ons lewe, in Jesus Christus naam. Amen. Neem maar U sitplekke. Goeiemôre aan elkeen vanoggend hierso in die naam van Jesus Christus. Nou, ek gaan myself nie volgende voorstel nie, dit maak nie regtig saak wie ek is nie. Ek wil net eers sê, ons dink aan julle herderspaar. So Simon, my vroukie is ook al reeds in gebed vir hom, sodat die Here sy genesingskrag spoedig in sy lewe sal realiseer, dat hy op 'n wonderlike genesingspad sal gaan in Jesus naam. Nou vir baie duisende jare is scientists en
mense wat teen God is, ateïste. Mense wat nie eens glo nie. Sataniste besig om goed by mekaar te skraap en vir my en vir jou te bewys dat Jesus nie bestaan nie, nie 'n werklikheid is nie. Vir baie jare, vir die afgelope tyd, werk ons teen 'n vyand, iemand wat ons geliefde Jesus Christus wil verkleineer. Iemand wat ons koning, wat ons elke dag loof in ons lewe, wil wegskuif. Want hoekom? Want ons krag, en ons ewige lewe, wanneer ons die naam van Jesus spreek. Nou, vanmôre het ek nie 'n beklei boodskap nie, maar ek wil hê u moet dit ter harte vat, want wanneer ons hierdie boodskap luister en vat en op die hart gaan sit, dan wen ons. Dan is ons besig met die patroon wat Jesus vir my en vir jou bepaal op hierdie aarde toe. Ek en jy het baie doele, maar ons het een doel, is om Jesus te loof en te prys. Vir wie en vir wat is. My tema vanoggend is fokus eers op koning Jesus. Nou dit klink vir u dalk baie eenvoudig en soos ek maar ek fokus elke dag op Jesus. Wanneer daar finansiële stres kom, fokus ek op Jesus. Wanneer ek in my kar klim, dan fokus ek op Jesus. En om vanmôre vir 'n jong man soos ek vir 'n gemeente toe kom vertel, fokus eers op Jesus is eintlik, dis bold, nee. Want ek glo diep in jou hart, jou begeerte is om op Jesus te fokus. En daarom kom ons kerk toe. Of na die kerk om na die kerkgebou toe. En daarom kom sing ons lofsange. Kom sit en ons kom luister na die woord van die Here. Want ons wil eers op Jesus Christus fokus. Die een wat vir ons verlossing gebring het op die kruis van Golgotha. Die een wat gesê het is volbring die dag toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Ons fokus eers op Jesus, maar hier is die kritiek. En ek vra nie dat u vanoggend jou hande opsteek nie, maar wie het heel eers vanoggend, voordat jy in kerk gedink het, voordat jy eers aan koffie gedink het, voordat jy eers gedink het, waar is my vrou, of waar is my man? Wie het eers met die gedagte opgestaan, my koning leef? Wie het vanoggend opgestaan en gejubel en gejuig en gesê, dankie Here, vir u genade. Here, toe ek my oë oopgemaak het, toe was daar genade op genade. Here, bewyse van dat ek opgestaan het, is genade, Here. Is 'n verwysing dat u my liefhet en dat u nog 'n doel met my lewe het. Dankie. We gaan met 'n skrifgedeelte, die woord van die Here wat eintlik baie vreesaanjaend is. As jy hom nie reg verstaan nie, as jy hom reg verstaan en jy kry 'n bietjie konteks daarvan uit, dan gaan jy sien dit is eintlik baie powerful. Matteus 7, 21-23 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God in die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf nie en in u naam baie kragte gedoen nie. Word baie mooi. En dan sal ek vir julle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan dan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En wanneer ons hierdie skrifgedeelte vat en ons lees hom deeglik deur, dan is daar twee goed wat vir ons uitstaan. Die Here sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie.
En dan in die ander gedeelte kom ons agter, maar hier word gepraat met mense wat sê, maar het ek nie duiwels uitgedryf nie? Het ek nie u werke gedoen nie? Het ek nie my hande op die siekes gelê nie? Dan sê die woord, ten spyte van dat julle dit gedoen het, gaan weg van my af. Ek het jou nie geken nie. En daar vandag is hierdie vir jou soos, hy krap in die hart. Kom Here, en ek glo vanmôre met my hele hart en met my hele siel, dat niemand hier in hierdie gemeente verwag dat die Here vir ons sê, gaan weg, ek het jou nie geken nie. En dis daarom hoekom ons hier is, by die samekoms. Die woord van die Here sê, dat moenie die ouderlinge byeenkomste versuim. Dit is belangrik om by die kerk te wees, by die kerkgebou. Dit is belangrik om te prys en worship, want as die voorgangers by die oorlog begin voer, dit is belangrik om by die prys en worship uit te kom, by die oefeninge uit te kom. Maar weet jy wat? As iets nog meer belangriker is dit. En dis om Jesus Christus eerste te stel, bo alles. Hierdie skrifgedeelte praat vanoggend met elkeen van ons, en dit praat so diep met my hart in die laaste tyd. En van my geliefdes wat hier sit, sal weet waarvan ek praat. Ek het op 'n plek gekom waar die werke van die Here vir my belangriker was as die Here homself. Waar die werke van die Here baie belangriker was as die Here homself. Klink baie vreemd. Dag op by die kerk voel leeg. Dag op by die prys en worshipspan voel leeg. Doen alles reg. Ons sê alles mooi, ons profeteer en ons allerhande mooi woorde wat uit ons monde uitprojekteer, maar ons voel leeg. Waarom? Dink bietjie hieraan. Het ons lewe nie in die laaste tyd baie meer op 'n plek gekom waar ons so gejaag raak. En ons vergeet eintlik regtig om by Jesus se voete uit te kom. Ek doen alles reg, Here. Ek sit alles in, Here, ek kom by die kerk uit. Ek kom by die samekoms van die gelowiges uit. Here, my vrou, my kinders is topgehalte. My verhouding met hulle is fantasties. Maar is iets wat kort. Here, ek is deel van die bedieningsspan. Ek voel leeg. Is dit nie bietjie tyd vir my en vir jou wat in die kerk is, wat werk vir die Here, hy moet belangriker word as die werke wat ons vir hom moet doen nie. En ek wil vir julle vanoggend sê, gemeente, ek het weer 'n huppel aan my stap. Ek het weer 'n joy in my binneste, want ek ervaar dat dis beter om my God se voete te kom sit, as om besig te wees in die kombuis. Besig om voorbereiding te doen. Dis beter om vas te hou, om sy hartklop te hoor elke oggend, is om op te daag oral en ek voel leeg. Jy sien, as jy nie gaan volmaak, wat gaan jy uitgee? Wat gaan jy uitgee? Ek gaan vanoggend nie baie in diepte ingaan in hierdie skrif nie, maar ek wil vir u patroon gee vanuit die woord uit wat basies vir ons wys, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament was daar hierdie tragedies, waar die mense letterlik meer geworry het om kerk te hou, wat ons moet doen, maar vergeet het van die werking van die Here, dat jy as individueel eintlik 'n verhouding moet hê met Jesus Christus, as jy verlosser en saligmaker. En dan, wanneer jy kerk toe kom, gaan jy nie bedroef kerk toe kom nie. Jy gaan almal groet, jy gaan nie 'n issue hê met jou broer wat in die kerk sit, wat maar vir die tweede keer, ek's nie soos ek mik het op niemand nie. Ek ken niemand hier so nie. Ek ken 'n paar mense, maar hulle is lief vir my.
Jy sien die ding is, ons mis iets en reg deur die 4000 jaar van die Ou Testament, nou die laaste 2000 jaar van Jesus Christus, mis die kerk iets. Ons doen al die goede reg, maar dan begin iets leeg raak. Dan wonder ons, maar hoekom raak dit leeg? Dan moet ons klomp ander aktiwiteite begin doen, want iets gebeur nie meer. En ek is vas oortuig, dus hoekom ons nie meer ons fokus sit eers op Jesus nie. Nou die werke van koning Jesus en hy homself is twee verskillende dinge. Ja, ek stap in die verhouding in dit wie hy is. Maar soek hy tog nie dat hy by hom gaan sit en volmaak nie. En sê, Here, dit is vanoggend hier by u. Ek gaan kerk toe. Gaan definitief nou raai. Ek gaan die mense dien, die werk wat u vir my gegee het om te doen. To have a servant heart. Ek gaan dit doen, Here, maar ek wil eers by u wees. Ek wil eers Here by die voete sit en sê, kom maak my vol. Ek wil vir jou vanoggend sê dat jy sal 'n man 1000 word, as jy dit eers doen. Jy sal 'n vrou 1000 word, as jy eers by koning Jesus gaan sit. Jesaja 29 vers 13, lees vir hierdie stuk en dan, jy kan dit in konteks gaan lees. Die woord van die Here sê, hierdie volk is naby my met hulle mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af, hulle dien my soos die mense dit wil doen, nie soos wat ek het wil hê nie. Die bietjie wil gaan sit en dink en net my, of basies dit gaan inneem, hulle doen dit soos wat mense sê dit moet gedoen word, en ons het begin, baie keer raak ons 'n patroon gewoond, en ons vergeet eintlik wat die werking van die Heilige Gees wil doen, waar ook al ons gaan. Ons gaan die regte woorde sê, ons doen die regte dinge, ons lyk altyd pragtig, wanneer ons kerk toe kom. Ek dink, nee, ek gaan nie daai uitbrei nie. Ek het dan met u, net vanmôre met jou so 'n klein persoonlike storie deel, dat julle, baie mense dink, wanneer jy 'n pastoor is, dan jy alles all together. En ek wil vir julle sê, ons sukkel op met baie goed, maar ons weet een ding, is dat jy kan nie sonder gaan om Jesus Christus jou eerste te maak. Jy kan nie sonder dit gaan. En ek wil vanmôre vir julle sê, dat wanneer jy by jou kamer deur uitstap, of jy kerk toe gaan, of jy skool toe gaan, of jy werk toe gaan, as jy by daai kamer deur uitstap en jy het nie jou oë gefokus eers op Jesus nie, dan sit jy in die moeilikheid. Dan wil ek eintlik vir jou sê, is jy besig om te sink in jou dag. Maar wanneer jy kom en jy sê, Here, U is my eerste. U is dit wat my hartsbegeerte is vir hierdie hele dag. Dan begin ons lewe verander. Dan begin ons kerk toe hardloop met salwing by die byeenkomste. Dan begin ons kerk toe kom om 'n skouer te wees vir jou broer en suster. Wat jy gaan volmaak. Ek kan vanoggend vir ons garantie dat die paar van ons is wat 'n koelteboom nodig het. Net 'n bietjie onder wil gaan sit en rus. Of net dalk 'n drukkie nodig het. Maar jy sien ons word anders te geoortuig. Want ons gaan sit nie meer nie. En wanneer ons ook, ek sê dit baie versigtig, wanneer ons ook baie keer verby minder bevoorregte mense ry en lê daar, weet baie keer kyk ons weg en ons loop maar aan, want ons het nie altyd om te gee nie. Maar gaan spandeer eerste tyd met Jesus, gaan fokus eers op Jesus. Ek wil vir jou sê, jy gaan verby daai man loop of daai vrou loop en jy gaan dalk 'n traan in jou oë kry. En jy gaan dalk at least buk en bid vir hom. Want dalk het jy nie silwer en goud nie, maar dit wat ek het kan jy gee. Want jy gaan volmaak waar by Jesus. Jou hart is anderste, jou smile is anderste. Hierdie is waarvoor die kerk geroep is. Om Jesus eerste te stel.
Openbaring 2 vers 2 tot 4. Jy kan dit gaan lees in konteks. Ek wil net vanaand hier raak aan vers 4. Dit sê maar, ek het teen jou dat julle julle eerste liefde verlaat het. Nou die Efesiërs, hulle as jy gaan kyk na die kerk en die opsomming van die kerk en hoe hulle sekere dinge verrig het, hulle is baie lief vir die werke van die Here. Hulle was baie ondaad gewees. Hulle het alles gedoen, alles was perfek. Hulle het sonde gehad. Die kerk, die samekoms was perfek. Maar hier kom die Here en hy sê, ek het iets teen julle. Julle het julle eerste liefde verlaat. Kerk is mooi, sang is mooi, worship is fantasties. Ek het iets, julle het julle eerste liefde. Weer, 4 gedeeltes, 3 gedeeltes tot dusver. Waar ons iets moet besef, is dat Jesus moet eerste wees in my en jou lewe. En wat volg is werke. En wat volg is mooi goed. En kom by mekaar en doen die kerk ding. Die Here het die kerk geroep om goed te vermag. 100%. Die Here het 'n kerk samekoms bepaal sodat ons by mekaar moet wees, sodat broers mekaar kan stig in die gees van die Here. Dit is so. Maar jy kan nie 'n samekoms hou as jy die Here mis nie. Hoe werk dit? Dan kom jy mos maar nou eintlik leeg. En ja, jy kom kerk en baie keer is daar mense wat jy het nou al maximum gebid. Jy weet nie meer wat om te bid. Jou tale is al uitgebid. En daar's nie 'n deurbraak nie. Dan sê ek nie moet wegbly en moenie kom nie. Die Here wees dan stil en know that he's God. Daai stilte is ook 'n opdrag van om God eers te soek. First seek the kingdom of God and all the other things will be added. But first seek the kingdom of God and his righteousness and all the other things will be added. In Lukas 15, daai storie van die verlore seun, glo die gemeente ken hom baie goed. Die een broer, hy waai, hy is op, hy gee nie meer om nie. Ag gat, hy vind homself in 'n vark op. Daarin van tyd is hy so moedeloos, hy kom terug. Iets baie interessant dat in die Joodse kultuur sal die pa nooit gehardloop het na die seun nie, maar in daai vers lees jy iets besonders. Die seun hardloop die vader hardloop na die seun toe. Wat eintlik besonder is net daai stukkie. Want dit is buite hulle kultuur, is buite hulle gewoonte of iets van liefde wat geopenbaar was en hy gegaan. Maar die ander broer voor daai gebeur is, hy werk hard, is in die huis, hy doen wat hy kan, dit gaan lekker. Maar wat mis hy? Hy doen alles reg, doen al die werke reg. Maar hy wrok in sy hart. Dit wat God vir hom bepaal het in die huis om by sy eerste liefde te wees, raak verlore. Hy mis weer die Vader, hy het alles, in die werke reg, al die mooi goed gebeur, maar hy mis die Vader. Kan jy dit glo? Dit is dan maar tragies, oom. God soek meer intimiteit as prestasie. Soos we nog gaan kyk na Jesus en dit wat ons gesing het, jou prestasie beteken nie eintlik, dit beteken iets. Maar intimiteit met God is dit wat hy soek. As ons gaan lees in 1 Korintiërs 13, 'n wonderlike skrif van liefde waar hy sê, as jy nie liefde het nie, as jy soos 'n klinkende simbaal is, jy kan maar profeteer, jy kan maar al die mooi goed sê, al die mooi woorde doen, maar as jy nie liefde het nie, as jy eintlik maar niks. Ja, ek wil daai woord liefde, wil ek koppel in daai teksvers aan Jesus. Want as jy nie Jesus het nie, dat jy niks. En ek weet vanmôre praat ek met 'n kerk en as ek my sin kan kry, sal ek by elke kerk omdraai en ek sal vir hulle sê, dis eintlik baie eenvoudig. Dis eintlik baie easy. It's just to fix our eyes upon Jesus. Be at his feet in a relationship. Dis so maklik. Jy weet, kerk van die Here, ons het dit so complicated gemaak. Jy weet, ons het dit so moeilik gemaak.
sekere goed moet gebeur, om sekere goed wees. En eintlik is dit 'n baie eenvoudige first seek Jesus. First seek Jesus. Die woord is nie geïnspireerd of enige iets van uit myself uit nie. Ek is 'n getuienis, ek was iemand wat self betrokke was vir die gemeentelede wat my ken, wat saam met my al baie jare in die kerk dien, wil weet, ek sonne opgedaag en die woorde is gespreek en alles was poutend, maar die worship was reg. Maar ja, daar het 'n tyd in my lewe gekom waar ek kan begin getuig, oordat ek baie die werke gedoen het van die Here, maar ek het die Here gemis. Julle, dit is 'n baie gevaarlike plek om by te wees. Want wanneer ons by daai plek is sonnige slaai is opgecharge, die battery is vol. Maandag, dan sing jy 'n ander storie. Maandag is dit weer dieselfde want hoekom? En my eerste liefde, first focus on Jesus, daai patroon het verlate gegaan, het verlore gegaan. En vir baie keer as jy lees in die woord van die Here, die Here het my eintlik gesê, nee, kom ek soek 'n verhouding. Is dit? Easy. En hier is die waarheid van die saak is, as jy jou tyd uitbeplan om met die Here tyd te spandeer, daai oggend, jy so moeg nie. Jy kan nie oë oopmaak. Jy val my Bybel en lees om 'n gaap, iets 'n groot gaap. Dan sit jy maar sommer die Bybel nie, of vanaand voordat jy gaan slaap, want hoekom? Ons 'n taktiek wat die vyand wil gebruik, sodat jy nie eerste Jesus Christus moet soek nie. Honger en dors, na dit wat hy het vir ons. Dalk is hierdie vir jou baie vinnige boodskap. Ek sluit af by die volgende. Dawid skryf in Psalm 51 vers 12, hy skryf, skep in my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Dis baie van Dawid se, ek hou baie van Dawid, ek kan ure staan en preek oor gedeeltes waar Dawid betrokke was in die Bybel, waar hy vervolg was, waar hy nie reg was nie, waar eintlik ook maar verkeerd was, maar nog steeds was iets van Dawid wat saak gemaak het, dit was sy hart. Hy het altyd eerste Jesus, God gesoek. Hy het altyd eerste begeerte gehad na God. Skep in my o rein hart, my God. Ek het vanoggend hierso om vir julle te sê dat julle ou kerk verkeerd of wat ook, en ek is gaande oor wat julle het. Ek het so, ek dink so 14 jaar terug, so ek betrokke by 'n gemeente, al hierdie lekker musiek gehad het, en weet jy hoe dit my vanoggend gebless, musiek, worship span as ek het so kan stel, dankie vir julle, dat julle hier is, en dat julle, die mense kom bedien, ek weet, baie keer is dit nie altyd moontlik nie, maar die Here maak dit moontlik, en ek wil vanoggend vir julle sê, julle nie by sy voete, sit net soos wat julle wel doen, sou ons nie vanoggend so gebless gewees het, met hierdie pragtige sang en aanbidding, so baie dankie, vir julle ook. So ek, ja, ek wil net afsluit met hierdie kort gedagtes. First Jesus. Vergeet alles wat ek vandag vir jou gesê het, tekste kan jy nou weer verder gaan lees, onthou hierdie, eerste Jesus, dis eenvoudig, dis 'n paar woorde, dus ons self kan herinner, van die oggend tot die aand, eerste Jesus. Toe by my werk aankom, en die baas is 'n bietjie ongemaklik, first Jesus. As my vrou 'n moeilike dag gehad het, en first Jesus. As ek my kinders by die skool gaan aflaai, first Jesus, eerste Jesus. Mag die Here julle seën en mag julle absoluut in hierdie tyd herinner word dat waar ons sal stap, wat ons sal doen en wat ons sal vermag, dat dit alles sal wees eers in die naam van Jesus Christus. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kon saamkom
Here, in hierdie tyd kom besef, Here, dat ons kan alles doen, ons kan met elke aktiwiteit betrokke wees, binne kerk, buite kerk. Here, maar wanneer ons eers U mis in die hele patroon, Here, dan mis ons maar eintlik alles. So ja, Here, ek wil vanoggend kom en ek wil bid, Here, en ek wil vra, wanneer ons by die kerkgebou uitstap, as die kerk van Christus, Here, as die liggaam van Christus, mag ons altyd die begeerte hê om U eerste te soek in ons lewe. Here, mag ons waar ons gaan en waar ons by byeenkomste kom, mag ons altyd die begeerte hê om altyd eerste vir Jesus te soek. Here, deur dit wat ons sê, deur dit wat ons aksies is, mag dit alles so uitkom, dat die hele wêreld kan sien, ons soek eerste vir Jesus Christus in ons lewe. Here, die een wat vir ons sterf het op die kruis van God. Ons dank U, Here, vanoggend met ons hele hart en met ons hele siel, dat U die Here is van ons lewe. Ja, Here, dat U nooit die plan gehad het om op te gee op ons nie, maar dat U die plan gehad het om ons vorentoe te vat. En Here, U woord sê elke dag is U genade opnuut. Here, elke dag is daar nuwe gedagte aangaande ons. Here, so ek wil vra, Here, wanneer ons uitstap, mag ons net hierdie onthou. Here, dat U ons God en ons verlosser en ons saligmaker is. En Here, ook dat U die enigste een moet wees. En Here, wanneer ons in die aksie intree in U werk, Here, dan kom ons nie met ons eie insigte nie, maar dan kom ons met daai salwing wat ons dit kan volmaak by U voete. Want dan kan ons praat vanuit die Gees uit, Here, en nie van ons eie ek. Ek dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. So